As ons kyk na die woord en sê, kyk dan, julle veragters, wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. As ons nou dan na daardie profesie kyk, dan sal ons sien, daardie profesie praat met die Jode. Hy sê dan van het duidelik, dat daar sal iemand kom in daardie tyd, wat iets in hulle gaan vertel, wat hulle sekerlik nie sal glo. So, wat aan die einde van die dag gebeur is dat, Jesus het in sy tyd, het hy gekom, en hulle het hom verwerp, hulle het hom verag, hulle het hom doodgemaak, maar as ons dan nou kyk, dan wat hy sê, wat sal weer wees? Sal het dan nou so wees, dat die gedeelte sal nou weer voor een dag kom, soos het was in Jesus' tyd, hoe sal het nou weer wees? Net so sal die Jode weer Jesus verwerp. So, nadat ek dit self ondervind, nadat ek nou aan die Jode bekend maak, die veragting wat van hulle kant af kom, is so van so'n aard, dat hulle aanvaar net niks nie, hulle glo, dat gaan die Messias kom, maar die Messias gaat van hulle uitkom. Maar as ons kyk na die profesie self, dan sê die profesie self, hy sê, baie duidelik, die profesie maak het baie duidelik, dat die Messias is nie in Israel, in die ooste nie. Die profesie sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en ek sal jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee, aan die suide hou nie terug nie. Dit sê Dit sê vir ons baie duidelik, dat van die een wat daar gepraat word, is nie in die ooste nie. Want sy geslag sal van die ooste af gebring word, na 'n sekere punt, ek sal sê dit is in die suide, en dan sê, ek sal jou versamel van die weste af. So van Amerika af sal die versameling kom, ek sal sê aan die noorde gee. So van die noorde kant af sal daar ook kom. So dit wil sê dan hy sê, ek sal sê aan die suide hou nie terug nie. So dit wil sê dan die een wat die Jode opwag is nie in die ooste nie, hy is nie in die noorde nie, hy is ook nie in die weste nie, hy is in die suide in Suid-Afrika. En dit is waar die Messias geopenbaar is. En ek kan alleenlik so spreek deur 'n openbaring, nie deur my eie gedagtes of na Bybelstudie. Ek doen nie Bybelstudie nie. En aan die einde van die dag, as my openbaringe kom, kry ek deur visioene. Wanneer ek 'n gesig kry, of iemand by my kry 'n gesig, en hy sê my wat hy sien, dan sal ek vir hom sê, dit wat hy sien, waar staan dit geskryf. Kry iemand 'n droom, dan in die droom word vertel, dan sal ek weet waar dit geskryf staan, of ek sal die Bybel oopmaak, en daar die droom wat gekry was, sal daar geskryf staan. Kry ek self die droom, ek maak die Bybel oop nadat ek gebid het, dan kry ek die bevestiging van daardie droom in die woord van God. Dit is 'n openbaring op die woord van God. Jy verstaan die woord, dit wat in jou gewys was in die nag, so daardie gesig wat jy kry, daar is geen fout met sy vertaling. Dat kan nie vir my vertel word, ek soek nie daardie vertaling nie, want daar is nie 'n vertaling wat jy gekry het nie. God het met jou gepraat deur 'n gesig, jy vertel die gesig, of jy gee dit wat jy gesien het in die nag, en dit is die woord wat jy gesien het in videovorm. En dit is wat mense, geletterde mense nie verstaan nie. Hulle verstaan nie van visioene, hulle verstaan nie van drome nie, hulle verstaan nie wat 'n droom is. Hulle weet ook nie dat 'n droom 'n openbaring is op die woord van God, op 'n visioen is 'n openbaring op die woord van God. Of wanneer ek 'n onderskeiding kry, in die sin van die woord van God moet ek oopmaak, en God wil hê, ek moet nou vir jou iets lees, uit die woord uit, dan sal dit vir my gesê word, of dit sal vir my gesê word, voordat jy, of dit nou vir myself is, en wat ek vir jou moet gee, dan sal dit vir my binne in my sê, Korintiërs 6, en dan vat ek die Bybel, ek maak dit oop, dan is Korintiërs 6 daar, ek bly nie daarheen.
Okay? Dit is hoe die Gees van God werk. Jy gaan soek nie 'n sekere skrif wat jy vir iemand wil lees nie. Wanneer jy die ingewing kry, die skrif wat gelees gaan word, dan kom dit in jou in en jy maak die Bybel oop en jy maak dit presies op die plek oop. Op die persoon wat daar by jou sit, hy sê vir jou, vertel vir jou iets en op hy sê natuurlik die skrif en jy vat die Bybel en jy slaan dit oop en jy, dit wat hy gesê het, jy slaan dit presies daarop, jy bly nie daarheen. Dit is hoe God se Gees werk. Maar die mense se gees werk so. Hulle gaan, jy gee hom die skrif, dan bly hy tot by daar, hy gaan soek daar die skrif, maar dis nie God se Gees nie. Dit is die gees van die mens, van kennis, want hy weet waar omtrent hy moet gaan soek, hy gaan soek dit. Maar wanneer God se Gees werk, dan werk hy soos ek nou daar verduidelik het. So wat aan die einde van die dag gebeur is dat, daar staan geskryf, baie mooi, en die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe kom. Dit het nie in Jesus se tyd gebeur nie, dit het nie met Jesus gebeur nie. Daardie ding het met my gebeur. Daarom kan ek sê, as profesie wat Jesus nie in vervulling gebring het nie, maar daardie profesie gaan uit oor my. Wat daar geskryf staan, baie van die profesie wat daar geskryf staan, het alreeds met my gebeur. So wat aan die einde van die dag gebeur, is dat die profesie wat Jesus nie in vervulling gebring het nie, word nou verwys na Jesus se tweede koms wanneer hy gaan kom op die wolk. Nee, hy sê nie 'n jota of 'n tot op aan die wet sal verbygaan voordat alles in vervulling gekom het nie. So alles wat geskryf staan in die Bybel, moet alles eers in vervulling kom voordat dit kan gebeur dat Jesus op die wolke gaan verskyn met die nuwe Jerusalem. So die Jode verwag die Messias wat kom, wat dinge gaan verander. Dan is dit daar ook geskryf, hy sê, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. Okay? So aan die einde van die dag is dit dat die openbaring wat ek ontvang het, is dat ek sal die arpe, ek sal ook vir hulle water gee om te drink. So nou op grond van hierdie openbaringe is dit dat Jesus het net sy profesie uitgespeel tot op sy kruisiging. En na die kruisiging van Jesus is daar profesie wat verder gaan. As jy kyk van Jesaja 53 af, daar is Jesus 'n profesie gestop. Okay, as jy kyk na Jesaja 60, as jy daar praat, Jesaja 54. As jy kyk daarna wat hy sê, slaan jou penne styf in. Jesus het nie hierdie profesies in vervulling gebring. So wat aan die einde van die dag gebeur, die een Messias wat die Jode verwag, alles reg. Dan moet 'n Messias kom, die een wat gaan alles reg kan kom maak. Dit is voordat Jesus op die wolk gaan verskyn. So al die dinge wat geskryf staan daar in die Bybel moet eers in vervulling kom voordat Jesus terug kan keer aarde toe. So as ons kyk nou na die situasie in die Midde-Ooste of in die wêreld, leiers ontbreek. Hy sê die Here het ons grootliks mislei deur te sê daar is vrede en terwyl daar nie vrede is nie. So wat aan die einde van die dag gebeur, ons kyk na die wêreld daar buite, daar is nie vrede nie. So, maar julle glo Jesus het vrede gebring, daar is nie vrede nie, maar die Bybel sê die Here het ons grootliks mislei. So die wêreld is gemislei. Nog steeds tot vandag, solank ek hier praat, is die wêreld mislei. Solank hulle nog nie die boodskap gehoor het nie, sal hulle nog mislei wees. Gemislei wees en gemislei word. So wat duidelik is dat wat mense moet verstaan, dit wat jy gehoor het, is iets wat hy man ook gehoor het, wat hy aan jou oor vertel het. Hy het miskien 'n klomp geld betaal om die leens wat hy vir jou
of verdigsels wat hy vir jou gee, het hy baie geld op betaal, stoelies en nagte opgesit, om dit te kan bekom, die leuns wat hy vir jou oordra. Maar myne het ek in die nag gekry. God het ook vir my gewys 3 maal, dat almal die Bybels lê op 'n sekere plek, almal die wêreldse Bybels, maar die Bybel wat ek lees, lê nie tussen die Bybels nie. En die Bybel wat ek lees, is die 1953 tot 84 naslaan Afrikaanse Bybel. Dit is die Bybel wat werk saam met die drome en die openbaring. Dit is die enigste Bybel wat vir jou, wanneer jy 'n droom kry, wanneer jy kan saam die droom kan meet saam met die woord wat jy daar kry. Wanneer jy die woord oopmaak, dan sal dit deur die woord sal dit bevestig word. So, as jy kyk na die Arabe, die Koran, daar is net lig en duisternis. Dit is leuns en die waarheid. Dat kan nie 'n Koran wees, en dat kan nie Hindus en al die drek moet verwyder word van die tafel af. Die tafel moet skoongemaak word. Net die woord van God sal alleen op die tafel lê. Daar kan nie democracy wees nie, want democracy is sonde. Religion is sonde. Daar's net een geloof, en dis Jesus Christus is ons geloof. Ons glo in Jesus. Ons geloof is in Jesus, ons is navolgers van Jesus, nie van enige organisasie nie. Want die oomblik sy aan 'n organisasie behoort, het sy geen verhouding met God nie. Nou God maak dit duidelik deur sy woord, hy sê kom onder hulle uit en raak nie aan wat onrein is nie. So wat aan die einde van die dag gebeur is, dat die misleiding gaan nog steeds aan, terwyl ek hier nog sit. Totdat hierdie boodskap uit is, dan sal die misleiding eers verbygaan. Want die profesie maak dit duidelik, hy sê, die uitgespreide sluier wat die wêreld omsluier en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is, sal op hierdie berg vernietig word. Op hierdie berg is 'n bediening. Op hierdie berg is 'n mens, is 'n boodskap wat van 'n mens afkom. Dit is wat geskryf staan in die woord van God. Hy sê op hierdie berg, op hierdie openbaring, sal die sluier en die omhulsel vernietig word. So, almal wat nou na my luister, is bedek met 'n sluier en met 'n omhulsel. Jy kan nie sien nie, jy kan nie verstaan nie. So wat aan die einde van die dag, hierdie berg sal geopenbaar word binnekort. Hoe sal God dit openbaar? Deur kragtige dade. Wonders en tekens soos Jesus nie gedoen het nie. Want Jesus beloof aan ons, die werke wat ek doen, sal julle ook doen, en groter as dit sal julle doen. En geen mens op die aarde het groter werke as Jesus gedoen nie. Nou volgens dit moet daardie woord in vervulling kom. So niemand kan sê, soos hulle beweer, dat ek is 'n satanis, ek is 'n antichrist, ek is 'n valse profeet. Niemand kan claim dat ek 'n valse profeet is nie, want daardie woord van Jesus het nou nog nie in vervulling gekom nie. So wanneer hierdie werke gebeur, dan moet julle weet dat die Gees van God, want Jesus is terug op die aarde, nie Jesus terug op die aarde nie. Die Gees van Jesus is binne in 'n mens. Hy sê dit in Openbaring. Hy kom daar terug met 'n nuwe naam. En die naam waarin hy hom gaan openbaar, is die naam William. Want hy het my al 'n voorsmaakie gegee van hoe dit gaan wees. Ek het 'n kykie daar in die toekoms gekry, en ingesien hoe dit gaan wees. So hierdie dinge is aan my geopenbaar. So wie ook al sê
dat ek as 'n valse profeet moet baie versigtig wees. Want as hulle teruggaan en kyk in my geskiedenis, elke mens wat my teestaan, elke mens wat my beledig of te nakom, elke mens wat my onreg aandoen, hulle leef nie lank daarna nie. Sy gaan sterwe, een of ander tyd. Maar hy raak nie aan my gesalfde nie. Ek is die een, as ons daarna kan kyk, as ek die gesalfde, want ek was gesalf deur Vriend Besuidenhout geestelik, ek was gesalf letterlik deur Pieter, Jerome was die witness, en daar was nog 'n paar broeders saam, sonder dat hulle weet wat ek gaan doen of wat ek moet doen. Hulle het net gekom om my te salf. So wat aan die einde van die dag gebeur, ek is 'n gesalfde van God. Ek is 'n gesalfde van Jesus. Dat 2 Somaliërs vir my gesê, en hulle vir my bevestig het met gesê, een het my gevra, wie is jy? Die ander het my gesê, jy is Jesus, maar ek is nie Jesus nie. Die een wat hy sien binne in my is Jesus, maar ek is William. Maar die werke wat Jesus gedoen het, gaan ek doen, en groter as wat Jesus gedoen het. En op grond van daardie woord sal julle oë oopgaan. Daar is mense wat uit die grafte moet opstaan, mense wat verrot is oor die jare heen. Hulle gaan uit hulle se grafte opstaan. En dit is aan my getoon. Die tekens wat aan reeds deur my gewerk het, of wat aan my wat geopenbaar was deur my, is van so 'n aard dat mense nie gemaklik is met dit nie. Maar wat daar gaan kom is dat die wêreld se oë sal oopgaan. Ek weet nie vir hoe lank van nou af nie, maar wat ek kan sê, die profesie wat Jesus nie in vervulling gebring het nie, het op my gegaan. As hulle kyk in my geskiedenis, as hulle kyk in my lewensgeskiedenis van my bekering, as hulle kyk voor my bekering, van kindsdag af kan julle sien dat daar is 'n verskil van my en 'n gewone mens of 'n gewone kind. My lewe verskil heeltemal van die gewone mens. Ek het verbrand met kookwater hier voor my. Die kookwater het op my geval. Die van my maag op my onderlyf afgeval, in my skoene afgeloop, op my voete. My voete het verbrand. Ek het niks daarop gesit nie. En Jesus vra my, waarom ween jy? En onmiddellik moet sy trane stop wat oor my wange rol. So wat ek probeer sê, my vel is ook nie dieselfde as die gewone mens nie. My hand het ek al in die kokende visolie gesit en het niks gebeur nie. Die kokende olie het al op my gespat en het niks gebeur nie. Sulke dinge het met my gebeur. Die engine het van die touw het gebreek, terwyl ek die engine insit en die engine het op my arm geval, binne in die brug vastgedruk en het niks gebeur met my arm. Ek het getuies gehad wat gesien het en ek kon nie glo dat my arm nie gebreek was nie. Sulke dinge het met my gebeur. Nou, op grond van hierdie dinge is dit dat, maak die saak wat die mense sê, ek is 'n valse profeet, want die een wat het sê, het geen kennis van God nie. En ek kan nie die mense blameer, dat hulle nie 'n kennis van God het aan die einde van die dag nie. So, wat ek wil sê is dat, dit volg hierna, daar is 'n volgende gedeelte wat sal volg, ek sal terugkom na julle vir 'n volgende keer. Ek hoop julle het geniet, of julle het verstaan, en enige vraag, julle is welkom om vrae te vra, en ek sal verduidelik.